Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Lekker om saam met jou te kuier hierdie week. En ons is besig om te gesels sommer net oor ons land en hoe die Here ons land seën, hoe hy ons land kan seën. En ek wil amper sê wat my rol is, wat ek kan doen om seker te maak dat die Here se hand oor ons is en dat hy ons help en red en bemoedig en versterk. Ek wil sommer vandag induik en jy gaan hoor dat 1 Timoteus wat ons vroeër hanteer het hierdie week en 1 Petrus baie dieselfde sê. Daarso in 1 Petrus 2 vers 17 sê hy, julle moet alle mense respekteer, punt. Paulus sê, julle moet alle mense respekteer. En dan sê hy, julle moet al die lede van die huisgesin van God lief hê. Betoon ontzag aan God, respekteer die koning. 3 interessante dinge wat hy hierso sê. Hy sê eerstens, hy sê ons moet alle mense respekteer. Tweedens sê hy ons moet die lede van die huisgesin van God, dis nou ons medegelowiges, lief hê. Hy praat van 'n buitengewone liefde. En dan sê hy respekteer die koning, respekteer die een wat in gesag is van die land. Amazing wat hy hierso sê. Eerstens, respekteer almal. Nou, ek het so 'n bietjie vroeër in die week met jou gedeel dat dit gaan nie net oor my nie, maar dit gaan ook oor die ander mense in ons land. En wanneer ons selfsugtig is, wanneer ek inwaarts kyk en alles net oor myself gaan, my eie belang, my huis, niemand moet tog net aan my goed vat nie, ek, my gesin, my mense, dan verloor ons soms waar ander mense is. Daar's mense in ons land wat deur ontsettende armoede gaan, wat ook verdrukking beleef. Daar's mense in ons land wat struggle met soveel goed. Ek werk met mense wat van ander lande af hiernatoe vlug met die hoop om 'n beter heenkome hierso te hê. Van hulle is dit 'n beter plek voor, van hulle nie. Van hulle, ek het laasweek met 'n vroutjie gepraat, moes haar 5-jarige seentjie in 'n ander land los terwyl sy hierheen kom om mediese hulp te soek en werk te soek. En so sien sy haar seentjie 1 of 2 maal 'n jaar. Ek meen, dis 'n verskriklike ding vir my man te dink, maar dit is die realiteit vir soveel mense. Nou, ek en jy word geroep om hierdie mense te respekteer. Elke persoon wat ons mee te doen kry. Ek dink dit alreeds verander die klimaat van ons land. Ek hoef nie te glo wat jy glo, of saam te stem met dit wat jy doen nie, maar ek kan jou respekteer. En ek dink as ons medemense respekteer, omdat God in ons harte woon, en ons leer om mense lief te hê, en wanneer ons die huisgesin van God, hierdie medegelowige van ons, met 'n bonatuurlike liefde lief het, dan verander ons die klimaat stuk vir stuk. En dan, en ek het vroeër in die week vir jou gesê, ek sien mense is baie uitgesproke teenoor ons president, en teenoor die res van die mense in ons land. Nou, wil ek vir jou sê, ek stem nie noodwendig saam met alles, of met veel van wat hy dalk doen of besluit nie, maar op die einde van die dag is ek geroep om vir hom te bid. Dit sê die Bybel vir my op verskeie plekke. Ek is veronderstel om vir ons mense wat in gesagsposisies is te bid. Hoekom? Want dan doen die Here dinge wat Leon nie kan nie. En ek het al vir jou genoem, my skrywe op Facebook, weer klink nou nie in die gange van die kabinetsaal en die mense wat daar, niemand lees dit en sê, hoor hierso, jy sê, maar Pietie het nou hierdie geskryf, kom ons gee dadelik aandag nie. Ons sien geagte meneer die president, of geagte meneer Guyton McKenzie, of geagte, en dan skryf mense nou hierdie briewe, en dit is seker maar 'n manier vir mense om te ontlaai, maar ek wil vir jou sê, dit het geen trefkrag nie. Jy wek dalk net 'n klomp kwaad op en 'n ander klomp mense wat graag wil moan. Sorry, dis nou hoe ek het beleef. Maar wanneer ek in gebed gaan en ek bid dat die Here mense gryp, dan glo ek, en ek glo dit vandag hier waar ek staan, dat die Here mense aangryp. Wanneer ek bid dat sy gees op iemand kom, wanneer die Here iemand beïnvloed, dan glo ek dat die Here sy gees vat en iemand oorweldig. Iemand oorstort met liefde, dat iemand die hom beleef op 'n radikale en op 'n nuwe manier. Ek glo dit met my hele hart. Daarom bid ek dit. Daarom bid ek vir ons president, ek bid vir ons land, ek bid vir elkeen wat in 'n gesagsposisie sit, wat belangrike besluite moet neem. Ek bid dat hulle ook nederig van hart sal wees. Ek bid dat hulle ook die Here sal beleef, dat dit nie net oor hulle sal gaan nie, maar oor elke persoon in ons land. Ek bid dat hulle ook respek en liefde sal hê, net soos wat ek vandag dit vir jou bid. Maar dit begin by my. Dit begin by my gebedslewe, my respek vir ander mense, my liefde vir die mense wat saam met my in die koninkryk van God staan. En dan onthou ek hoekom die Here my geroep het. Nie om te mou nie om Facebook skrywes te maak of om briefies te rig aan die president nie, maar om disippels te maak van mense, om vissers te wees van mense, om die opdragte soos in Matteus 28 wat hy my gee om te gaan en disippels te maak. Dit is my werk in hierdie land. En dit is tot wat ek myself wend. En dit is waar ek my energie en my tyd en my gebede spandeer, is om siele te wen vir die koninkryk van God. Mag dit jou gebed vandag wees. Mag ek en jy dit doen wat ons kan doen in Christus. Mense respekteer, hulle lief hê, om siele te wen vir die koninkryk.
Dis op die einde van die dag al wat saak maak. Dis hoekom ons hier is, om hom te verheerlik. Mag jy 'n fantastiese dag hê. Mag jy saam met ons bid vir hierdie land van ons. Mag ons intree in gebed vir elke persoon in gesagsposisie. Sonder om moeg te word, mag ons aanhou bid. Mag Here jou seën, mag jy 'n awesome dag hê. Totsiens.